Goeiemôre. Dit is Vrydagoggend, die 6de Junie 2025 en ek groet julle hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Ja, selfs ek knoop myself soms met die datums en die tyd en ek het juist gisteroggend weer 'n datumfout gehad van Julie in plaas van Junie. Maar ek het dit daarom reggestel vir die wat dan later ingeskakel het. En vanoggend wil ek net vinnig stil staan by die depopulasie van die wêreld. Die interne behoefte om die bevolking minder te maak. En ek wil dit doen deur te begin met 'n stuk wat ek vir julle wil wys, wat ek wil deel. En ek gaan dit nou op die skerm sit. En dit is natuurlik nou waar die Wêreldekonomiese Forum beoog om die bevolking af te bring tot ongeveer 500 miljoen. Maar ek wil hê julle moet mooi luister na wat hierdie vrou hier sê. Ek dink dit is baie belangrik. We cannot hide away from human population growth. Because, it underlies so many of the other problems. All these things we talk about wouldn't be a problem if there was the size of population that there was 500 years ago. We cannot hide away from human population growth. Because, it underlies so many of the other problems. All these things we talk about wouldn't be a problem if there was the size of population that there was 500 years ago. Okay, daar het julle dit nou 2 keer gehoor en hulle sê dan ook daar die Wêreldekonomiese Forum se Jane Goodall het voorgestel dat die wêreldpopulasie verminder moet word tot 500 miljoen. Dit beteken dat 93% van die wêreld se bevolking moet uitgewis word. Moet op die een of ander manier doodgaan, wegraak, verdwyn. Maar dit is interessant dat dit nie uit die aard van die saak 'n eenvoudige konsensus besluit is wat geneem word nie. Want wie besluit oor wie mag lewe en wie mag nie lewe nie? Wie neem daardie klas van besluite? Nou ons het gesien die pogings wat aangewend is aanvanklik, is 'n mens maar baie skepties om te hoor dat daar 'n doelbewuste poging aan die gang is van globalistiese wêreldorde-lede om dan 'n eenwêreldorde regering daar te stel wat beheer uitoefen en beheer toepas oor wie mag lewe en wie moet sterwe. Nou dit is ook interessant dat daar nou al verskeie pogings was om die mense tot gehoorsaamheid te dwing. En wanneer mense gehoorsaam is en hulle moet byvoorbeeld 'n dodelike enstof neem, waar hulle so glo en vertrou in die integriteit van die leierskorps dat hulle daardie inspuitings neem en in die proses hulle self benadeel, hulle self meer vatbaar te maak vir siektes, vir aggressiewe tipe van siektes wat vinniger groei en vooruitgang en inspuitings wat selfs daartoe kan lei dat daar infertiliteit bestaan of ontstaan wat alles kan meewerk tot 'n wêreldwye bevolkingsvermindering. Ons het gesien dat van die eerste aanslagte, dit kom al oor 30, 40 jaar wat dit al kom, van die eerste aanslagte was gewees natuurlik teen die gebruik van tabakprodukte. Dit was die eerste vorm van beheer wat toegepas word. Jy mag nie hier rook nie, jy mag nie daar rook nie. Ek dink baie keer waar was jy daar toe jy op die vliegtuig gesit het, daar in die agterste gedeelte en waar jy kon rook. Daar was geen gevaar daaraan verbonde om op 'n vliegtuig te rook nie, maar hulle het dit al meer en meer strenger begine toepas en nou sien ons dat daar selfs sprake is dat hulle rook in alle openbare plekke
spasies, ooptes ook wil verbied. 'n Volgende een wat geen bekendstelling nodig het nie, is natuurlik die COVID-pandemie, waar mense geforseer was om by hulle huise te bly, waar sekere nuttelose items geïdentifiseer was wat jy nie mag aangekoop het nie, wat daartoe gelei het dat smokkelhandel die hoogte ingeskiet het, dat daar rackets ontstaan het met sigarette, onwettige sigarette wat ingevoer of ingebring word, en die smokkelary van alcohol het plaasgevind in die COVID-era, en ons weet nou, en ons lees nou, en ons hoor dit nou, van hoeveel mense het as gevolg van die COVID-inenting, die wat daarmee gepaard gaan en die siektes wat daaruit voortgespruit het, hoeveel mense is reeds daaraan dood en nie meer met ons nie. Dis alles 'n vorm van beheer wat toegepas word, maar ook maak dit deel uit van hierdie bevolkingsvermindering wat moet plaasvind volgens die Wêreldekonomiese Forum. Ek het eendag met 'n baie bekende sakeman hier in Suid-Afrika gepraat, en dis nie so lank gelede nie, en hy's baie prominent waar hy praat op Business News en daardie tipe van dinge, waar hy vir my gesê het, of ek weet, dat geen land in die wêreld behoort meer as 5 miljoen inwoners te hê nie. Want het hy gesê, dan is lande op hulle gelukkigste. Maar as jy daai som gaan maak, die hoeveelhede lande maal dit met 5, en jy trek dit dan nou af van dit wat hulle sê moet wegval, dan kom jy by presies die regte en dieselfde antwoorde uit. Van 'n bevolking van 9 biljoen mense moet daar 500 miljoen oorbly. Nou, daar is ander syfers ook wat die ronde doen. Ek het hierdie stuk van Jane Goodall, het ek net gisteragtermiddag laat opgemerk en besluit dat ek iets daaroor wil sê. Want hierdie 93% van die wêreld wat moet wegval, ons sien, ons hoor van bankers wat gebou word deur die superrykes. Ek het al 'n gesprek daaroor gepraat. Daar's hoeveel wêreldkrisisse al geskep, wat sogenaamd die einde van die wêreld gaan beteken, alles maniere om die mense tot gehoorsaamheid te dwing, die sogenaamde 15 minute stede, waar binne mense moet bly, en soos Klaus Schwab gesê het, you will own nothing, but you will be happy. En deur volle kontrole toe te pas, inentings, kan hulle besluit watter sektore van mense, as jy 50 raak, dan val jy om, dan gaan jy dood, of hoe hulle dit ook al wil beheer, en dit wil hanteer, maar ons het dit al gesien kom oor die afgelope 3 dekades. Nou ja, ons weet, dat die behoudenis in die wêreld is aan die opstaan. Ons sien dit egter nie in die hoofstroom media nie. Ons sien Frankryk, Brittanje, ons sien Duitsland, selfs in Italië, selfs in Nederland, hoe daar al hoe meer konservatiewes is wat opstaan en sê tot hiertoe en nie verder nie, ons het genoeg gehad. En dis asof die Wêreldekonomiese Forums, die globale elite, soos hulle self noem, waar hulle begin besef dat hulle planne is aan die skeefloop, en die feit dat hulle uit baie lande uitgeskop word, dat uit Rusland uitgeskop, en nou word hulle in Hongarije uitgeskop, en die kans is goed dat hulle waarskynlik uit Amerika ook geskop gaan word. En hierdie wêreldglobaliste het natuurlik 'n baie sterk vasdra plek ook in Suid-Afrika op hierdie stadium, maar hulle kry dit nie reg om hulle doel te bereik nie, want die mense het teen hierdie beheer wat ingestel is in opstand gekom. Hulle gaan nie nou weer slaag met 'n pandemie van soorte nie, behalwe natuurlik die lande wat die Wêreldgesondheidsorganisasie se kontrak onderteken het, soos Suid-Afrika.
Suid-Afrika sal waarskynlik probeer as daar weer 'n pandemie van soorte uitbreek, probeer om dit toe te pas op die bevolking in Suid-Afrika. En weer eens sal dit ons mense wees wat luister en gehoorsaam is en doen wat hulle gesê word om te doen, want ons is die blindste van almal. Ons sien mos niks raak nie. Maar as ons dit nou verder vat, dan besef die Wêreldekonomiese Forum dat hulle tyd loop uit. As hulle nie nou vinnig hierdie bevolkingsvermindering kan afdwing nie, dan het hulle eintlik hulle tyd, geld en energie gemors oor 'n kwessie van baie jare. Ek dink dit is hoekom die globaliste so druk vir 'n wêreldoorlog, maar spesifiek vir 'n kernoorlog, sodat 93% van die wêreld se bevolking uitgewis kan word, sodat hulle op die ouende met 'n baie lae persentasie van mense sit wat hierdie aanslag, hierdie kernoorlog oorleef het. Nou, baie mense sê, maar daar bestaan nie bewyse hiervoor nie. Maar gaan kyk mooi na wat word gesê, gaan luister mooi, wat sê Bill Gates, wat sê hierdie Jane Goodall, wat sê Klaus Schwab, wat sê George Soros, die dade van Fauci, die hele Wuhan lab situasie. Jy gaan kyk na dit wat in Oekraïne uitgekrap word, die navorsingslaboratoriums, die dodelike virusse, die Chinese spioene wat nou in Amerika gevang is toe hulle probeer het om 'n baie gevaarlike monster die land in te bring wat hulle wou versprei het. Dit val graan aan. Dit veroorsaak dat graan dan nou nie ontwikkel en groei nie. En hulle wil hierdie goed versprei sodat die dinge kan verminder, sodat die mense op die ou ende deur armoede, hongersnood, koue, want daar was nou al die aanslag op die energie, die sogenaamde groen energie gedagte, waar hulle weet, groen energie gaan ons nie kan laat oorleef nie, en op die ou ende van die dag, veral in jou noordelike Europese state, die koue wat ook duisende, selfs miljoene mense kan doodmaak. So daar's 'n aanslagte op verskillende vlakke. Maar daar is nou 'n groot druk, juis om 'n wêreldoorlog, 'n kernwêreldoorlog af te dwing op die mensdom in 'n poging om hulle doelwitte te kan bereik. Nou glo my, al die globaliste het die beste beskerming in die geval van 'n wêreldoorlog, veral 'n kernoorlog, want hulle berei al vir jare voor in geheime bankers en ondergrondse stede wat hulle voorberei het om hulle te beskerm teen enige bestraling of direkte skade. Dis plekke waar hulle vir jare en jare en jare kan oorleef sonder dat dit ooit nodig gaan wees om na buitentoe uit te kom. Ons sien baie films wat hierdie fantasie tipe verhale is, futuristiese verhale is, wat afspeel met so vernietigende oorlog wat die bevolkings van die aarde dan bedreig. Gaan soek maar 'n bietjie op en gaan kyk dit en vind vir jouself uit. Maar as hierdie mense toegelaat word om suksesvol met hulle planne te wees, dan lê daar vir ons 'n baie harde tyd voor. In 'n geval van 'n kernoorlog waar die kanse baie goed is dat daar nie na die gevolge van hierdie kernoorlog deurgesypel het na almal toe, dat daar waarskynlik in die omgewing van 300 miljoen mense op die aarde sal oorbly. Dit is hoeveel mense sal sterf as gevolg van direkte oorlog, sowel as die indirekte, die nagevolge van sodanige oorlog, die bestraling wat daarmee gepaard gaan, al die ander siektes wat daarmee gepaard gaan, dat die oorlewingsgetal baie laag sal wees in vergelyking met wat die wêreldgetalle tans is van ongeveer 9 miljard mense
hier op aarde. Maar dis iets om aan te dink, iets om in gedagte te hou, en daarmee maak ek klaar. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie terdee, terwyl jy oor al hierdie dinge dink. Diep nadink en so 'n bietjie navorsing gaan doen. En ek is dan maandagoggend weer terug by julle. Geniet julle naweek en onthou net, daar is altyd 'n oplossing, daar's altyd hoop. Dis nooit die einde nie. Ons mag nie 'n ding sien as die einde nie, maar as 'n nuwe geleentheid tot nuwe dinge en 'n nuwe toekoms. Mooi loop, lekker dag.